Hi almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. In vandag se video gaan ons kyk na 3 baie belangrike grafieke wat gereeld in natuurwetenskappe, lewenswetenskappe en geografie gebruik word. Ons gaan leer wat 'n lyngrafiek is, wat 'n staafgrafiek is, wat 'n histogram is en hoe om hulle maklik van mekaar te onderskei. Kom ons begin. Voordat ons na die verskillende grafieke kyk, moet ons eers verstaan hoekom ons hulle gebruik. Grafieke help ons om data makliker te verstaan. In plaas daarvan om deur lang tabelle vol syfers te werk, kan ons grafieke gebruik om patrone en tendense vinnig raak te sien. Grafieke help ons ook om vergelykings te maak en gevolgtrekkings uit data te trek. Dit maak wetenskaplike inligting baie makliker om te interpreteer. Hier is 'n vinnige vergelyking van die 3 grafieke. 'n Lyngrafiek word gebruik wanneer ons verandering oor tyd wil wys. 'n Staafgrafiek word gebruik wanneer ons verskillende kategorieë wil vergelyk. 'n Histogram word gebruik wanneer data in opeenvolgende groepe of intervalle voorkom. En ons gaan nou na elkeen in meer detail kyk. Kom ons begin met die lyngrafiek. 'n Lyngrafiek word gebruik wanneer ons wil wys hoe iets oor tyd verander. Die data word as punte op die grafiek geplaas en die punte word met lyne verbind. Voorbeelde sluit in temperatuur oor 'n week, hartkloptempo tydens oefening of bevolkingsgroei oor jare. Die belangrikste kenmerk van 'n lyngrafiek is dat die punte met 'n lyn verbind word om die tendense te wys. As jy 'n verandering oor tyd sien, is 'n lyngrafiek gewoonlik die beste keuse om jou data voor te stel. So wanneer jy 'n lyngrafiek teken, is daar 'n paar baie belangrike dinge om te onthou. Eerstens moet die grafiek altyd 'n opskrif hê. Dit maak nie saak watter grafiek of skets jy teken nie. Die x-as verteenwoordig die onafhanklike veranderlike, in hierdie geval tyd. Die y-as verteenwoordig die afhanklike veranderlike, soos temperatuur. Die intervalle op die asse moet ook altyd konstant wees. En laastens word die datapunte geplaas en met 'n lyn verbind. Wanneer jy na data kyk, vra jouself, verander hierdie data oor tyd? As die antwoord ja is, sal 'n lyngrafiek waarskynlik die beste opsie wees om dit voor te stel. Nou kyk ons na die staafgrafiek. 'n Staafgrafiek, ook bekend as 'n kolomgrafiek, word gebruik wanneer ons verskillende kategorieë wil vergelyk. Voorbeelde sluit in die gewildste sportsoorte, aantal leerders per klas of verskillende troeteldiere. Die belangrikste kenmerke van 'n staafgrafiek is die stawe is ewe breed, daar is spasies tussen die stawe en elke staaf verteenwoordig 'n aparte kategorie. As jy duidelike spasies tussen die stawe sien, kyk jy waarskynlik na 'n staafgrafiek. Kom ons kyk nou na die histogram. 'n Histogram lyk baie soos 'n staafgrafiek, maar daar is belangrike verskille. 'n Histogram word gebruik wanneer data in opeenvolgende groepe voorkom. Voorbeelde sluit in ouderdomsgroepe, lengteklasse of reënvaldata. Die belangrikste kenmerke van 'n histogram is die kolomme raak aan mekaar. Daar is geen spasies tussen die kolomme nie en die eerste kolom raak altyd aan die y-as. 'n Maklike manier om dit te onthou is histo, hysto. Daar is nie spasies tussen die stawe nie. So as jy terugkyk na die 3 voorbeelde van die grafieke wat op die slides is, sal jy sien, almal van hulle het 'n opskrif, almal van hulle se intervalle is konstant en almal van hulle se y en x-asse is benoem. Hierdie is baie belangrik, maak nie saak watter tipe grafiek jy teken in die wetenskap nie. Ons kyk nou hoe mooi jy opgelet het en of jy die verskillende grafieke kan herken. Neem 'n paar sekondes en probeer grafieke 1, 2 en 3 identifiseer. Kom ons kyk nou hoe jy gevaar het. Nommer 1 is 'n staafgrafiek. Ons weet dit omdat daar spasies tussen die stawe is. Nommer 2 is 'n histogram. Die kolomme raak aan mekaar en die data is deurlopend.
Nommer 3 is 'n lyngrafiek. Die datapunte word met lyne verbind om tendense te wys. As jy al 3 reg gekry het, baie geluk. So nou weet ons, lyngrafieke word gebruik vir verandering oor tyd, staafgrafieke vergelyk kategorieë en met spasies tussen die stawe, en histogramme word gebruik vir opeenvolgende data en het geen spasies tussen die kolomme nie. Ek hoop hierdie video het jou gehelp om die verskille tussen hierdie grafieke duideliker te maak. En ook as jy die video geniet het, onthou om te like, te subscribe en die kennis met jou vriende te deel. Tot volgende keer en lekker leer!